Ons praat baie oor liefde en ons gebruik baie die woord liefde en ons hoor baie keer die woord liefde. Maar Paulus help vir my en vir jou so mooi om dit beter te verstaan, die praktyk, die hande en voete daarvan. Hy skryf in Efesiërs 5 vers 1 en 2 sê hy: omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. So hoor, waar begin liefde? God wat ons eerste lief gehad het. En hy wat ons vandag nog lief het met 'n brandende en 'n innige liefde en 'n onvoorwaardelike liefde. Daarom moet julle sy voorbeeld volg. So wat is liefde? Volg die voorbeeld van Jesus. Loop agter Jesus aan. Wees sy disipel en leef liefde na ander mense. Hoor die volgende sin. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee. So hier is nogal vir my 'n verskriklike belangrike 3 woorde. Lewe in liefde. Lewe in liefde. So wanneer ek die lewe doen, wanneer ek praat, wanneer ek optree, wanneer ek iets doen, met ander woorde my dade, saam met my woorde, hoor mooi die 3 woorde wat Paulus hier gebruik. Lewe in liefde. Ek gebruik altyd die woorde, laat liefde voorloop. Laat liefde jou lei. Laat liefde jou voorbeeld wees. As jy wonder wat om te sê, hoe om dit te sê, wanneer om dit te sê, wat om te doen, wanneer om dit te doen, lewe in liefde. Laat liefde voorloop. En hoe is hierdie voorbeeld van Jesus? Dis 'n offergawe. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. So liefde is nie net 'n goedkoop vlak emosietjie nie. Dis nie net hierdie ou gevoelentjie wat ek en jy het in hierdie stukkie vlak emosie van ek het jou lief, jy weet, en dan môre is die emosie weg, wat dan? Wat dan? Of dit nou 'n huwelik is en of dit nou 'n gesin is en of dit nou 'n vriendskapsverhouding is en of dit nou by die werk is, wat ook al. Liefde is 'n offergawe. Liefde is diens, met ander woorde, ek gee van myself. So hoor mooi die 3 goed. Ek en jy moet die voorbeeld van Jesus volg. Ons moet lewe in liefde, of laat liefde voorloop, en ons moet bereid wees om op te offer, want dit is liefde. Gee van jouself, dit is liefde. Kom ons vat hierdie uitdaging. Kom ons gaan hê lief. Kom ons gaan wees lief vir ander, in woord en in daad. Fantastiese dag vir jou verder.